Renier het die eerste 2 weke met ons gepraat oor Johannes 3. En hoe ons oë moet oop wees. En hoe ons weergebore moet word. En as jy verstaan, as 'n gelowige se oë oop is, dan het jy hoop. Hy het met ons gepraat oor die slang wat op die paal in die woestyn opgehang is, dat die volk wat deur die slange gepik is genees sal wees, verwys na Jesus aan die kruis. As ons na hom kyk, is ons genees. Hy het met ons gepraat oor Nikodemus wat in die begin na Jesus toe gekom het en later het in die nag en later het Nikodemus in die dag met Jesus gewerk. Sy dade het in die dag na vore gekom. Sy oë het oopgegaan. En hy het verstaan wat Jesus vir hom gedoen het. Hy het verstaan en sy oë was oop gewees. En ek wil voor ek begin vir julle lees oor 'n man wat verstaan het wat aangaan. En wie sy oë oop was. En dit gaan nie op die bord wees nie. Paulus skryf in Filippense 3. Ek beskou alles as waardeloos om Christus Jesus, my Here, te ken. Ek beskou alles as waardeloos. Oortref alles in waarde, terwille van hom het ek alles prys gegee en ek beskou dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dis 'n vryspraak wat God gee omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken. En hierdie is my gunsteling vers in die Bybel. Al wat ek wens is om Christus te ken. Johannes 17 vers 3 staan daar, en dit is die ewige lewe, dat hulle God ken, die enigste ware lewende God, en Jesus Christus wat deur hom gestuur is. Het jy behoefte om hom te ken? Verstaan jy wat die woord vir jou sê? Is jou oë oop om soos Paulus te kan sê, al wat ek wens is om Christus te ken? Ken jy hom? Of weet jy van hom? So ek wil vanoggend oor die laaste gedeelte van Johannes 3 met ons praat. Johannes 3 gaan oor Nikodemus hoofsaaklik. En dan die laaste gedeelte van Johannes 3 gaan oor Johannes. Nou jy moet weet dat Johannes het sy eie disippels gehad, né? Hy het sy eie volgelinge gehad. Johannes was soos ons nou in lay terms sal sê, hy was die nek van die plek. Johannes was 'n bekende invloedrike prediker. Mense het na hom gestroom om gedoop te word. Hy was die spul waarom alles gedraai het in daardie tyd. Hallo Victor, Karen. Hallo julle. En toe kom Jesus op die toneel. En dinge verander. Die mense gaan nie meer na Johannes toe. Hulle gaan nou na Jesus toe. En dis merkwaardig. Dis gelooflik wat Johannes se siening rondom dit is. Wat hy sê rondom dit. Ek raak eintlik hartseer as ek dink hoe ons in die lewe van vandag anders is. Maar ek loop nou vooruit. Johannes 3 vers 26. Hulle het na Johannes toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat oorkant die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u hy doop ook? En almal gaan na hom toe. Is daar nie 'n bietjie jaloesie in die disippels nie, né? En hulle kom so met 'n agteraf ding. Rabbi, weet u
Die mense gaan nou na hom toe. Hy van wie u getuig het. Luister wat sê Johannes in vers 27. Niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. As dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Hier sit baie mense vandag wat diep spore getrap het in die lewe. Hier sit mense vandag wat direkteure van maatskappye is. Hier sit mense vandag wat groot is in hulle beroepe. Hier sit mense vandag wat regtig in die lewe iets doen in die wêreld daar buite. En een van my gunsteling verse is Johannes 15 vers 5, waar Jesus sê, ek is die wingerdstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Dit wat jy is, en dit wat jy het, en dit wat jy gedoen het, kom net van die Here af. Dis nie uit jou eie nie. Dis nie uit jou eie nie. Ek het my 3 jaar kursus in 5 jaar gedoen, nie omdat ek stupid was nie, daar was net ander goeders belangriker vir my. Of jy nou vir mense iets snaaks sê en of jy lag vir is dieselfde ding. Ek is lief vir jou. So alles wat jy het, kom van die Here af. Dit wat Jesus nou doen in hierdie tyd, kom van God af. Hy het dit by God gekry. En Johannes verstaan dit, want sy oë is oop. Johannes verstaan dit. So, moenie jouself met ander mense vergelyk. Jy sien nie, God ken jou by jou naam. Elke haar op jou kop is getel. Moenie jouself met iemand anders vergelyk. Moenie dink daai ou is beter as ek. Waar val ek? Ek moes 5 jaar swat in 'n 3 jaar kursus. Hier sit CA's vir dokters. Ek het maar net nou landbou geraai, die BA3. Jy is uniek. Moet jou nie met iemand anders vergelyk. En die ander is, moet ook nie dink jy is beter as 'n ander ou nie. Amen. Moet nooit dink jy is beter as iemand anders nie. Jy is deur God geskep. In sy beeld. Dit wat jy het en wat jy is, kom net van hom af. Leef dit. Maar gee hom die eer daarvoor. Vier wat God deur ander ook doen. Vier wat God deur ander mense ook doen. Maar bly getrou aan wat jy moet doen. Ek moes lank vat om dit te verstaan. Bly getrou aan wat jy moet doen. Bly nou is lekker om jou te sien. Môre. Kom ons gaan aan. Vers 28, julle is self my getuies dat ek gesê het ek is nie die Christus nie. Ek is maar net voor hom uitgestuur. Vers 29, die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort. Maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom en is bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. Johannes verstaan en sy oë is oop want hy weet. Die siele wat hy gewen het in sy termyn, in sy tyd, is spoort nie aan hom nie. Dit behoort nie aan hom nie. Dis Jesus. Dis God se. Johannes neem nie offensief dat die mense nou na Jesus toe gaan. Hy voel nie sleg daaroor. In fact, hy gee die eer vir die Here. Die stem van die bruidegom verwys na Jesus se bediening waarna mense nou gaan luister. En Johannes is bly daaroor. Want dit is beter as wat syne is. Jy sien, gaan dit oor my of gaan dit oor Jesus? Johannes se missie is nie net vervul nie. Hy is vervul
met God, met Jesus, die Heilige Gees. Verstaan ons dit? Dat dit nie oor my gaan nie. Dat dit nie oor my gaan nie. Johannes sê, my blydskap is volkome. Ware vreugde kom wanneer Jesus verhoog word in die hemel. Is jy bly? Is jy bly as iemand anders verheerlik word? As Jesus verheerlik word? As iemand anders iets goed doen? Of voel jy sleg? As jy te neergedruk? Voel jy jaloers as iemand anders beter is as jy? Ek het lank gevroeg met hierdie ene. Ek het regtig lank gevroeg in die begin, toe ek begin preek het. Ek sê nie van vrede nie. En nie op 'n ander manier. En ek het altyd gewonder, hoe kan ek nie soos hierdie wees nie? Ek verstaan dit nie. En toe kom Renier in die proses. En hy's heeltemal anders. En toe sê ek vir Here, maar ek is nie Renier nie. Ek cannot draw the crowds. Ek kan nie praat soos Renier praat. Ek is eintlik, julle gaan my nie glo nie, maar my gesin gaan dit bevestig. Ek is eintlik diep baie skaam en teruggetrek. 'n blou bal. Ek weet julle gaan my nie glo nie, maar regtig, ek is diep skaam. Maar verstaan jy wat ek vir jou sê? Ek vergelyk my met hierdie, en met Renier, en ek is hulle nie man. Want die Here gebruik hulle anderster as wat hy vir my gebruik. Heeltemal anders. Maar dit is vir my lekker om hier te staan. Dit is vir my lekker met hierdie amper sê ek mikrogolf. Met hierdie mikrofoon in my hand en met julle te gesels oor God se dinge. So, wie kry die eer? Ware blydskap kom wanneer Jesus verhoog word. En Johannes sê dit. Hy's bly dat Jesus daar is. Want Jesus is beter as hy. Hy is dankbaar daaroor. So wie kry die eer by jou? Vir wat jy doen. Wie kry die eer vir wat ek doen? Is dit ek of Jesus? Want alles wat ons doen en wat ons sê, kom net van Jesus af. Sonder hom kan ons niks doen. Ek in hom en hy in my. Verstaan ons dit? Is ons oë oop vir dit? Want sien, elke mens wil raak gesien word, wil erken word en wil waardeer word. Elke mens wil dit. Maar as niemand vir my dankie sê, as niemand my nie raak sien nie, te midde van dat ek redelik sigbaar is, as niemand my raak sien nie, maar as al die eer na die Here toe gaan, is ek dankbaar, is ek verheug, is ek bly, want die eer kom my nie toe nie. En Johannes die Doper verstaan dit, en hy sê iets heeltemal radikaal, in Johannes 3 vers 30. Hy moet meer word, en ek minder. Hy moet meer word, en ek minder. Ja. Hy het sy eie volgelinge gehad. Hy het mense gedoop, mense het gestroom na hom. Hy was die nek van die plek, en toe verskyn Jesus op die toneel. En almal gaan nou na Jesus toe. En Johannes kom en hy sê, hy moet meer word. En ek moet minder word. Die boodskap vertaling sê dit vir my so mooi. Hy moet al hoe meer in die kalklig staan terwyl ek stadig aan van die toneel moet verdwyn. So moet en sal dit wees. Is dit nie mooi nie? In die kalklig. Ek bid so dat julle nie vir my sal sien vanoggend hier staan. Te midde van dat ek sukkel om te loop te staan. Maar dat julle nie vir my sal sien. Dat julle die Here sal hoor. Dat julle vir Jesus sal hoor praat.
En dat dit in jou hart sal nes maak oor wat die Here vanoggend vir julle wil sê. Want sien, die wêreld sê vir ons, bou jouself, maak jouself sterker en groter, maak jouself slimmer, word meer. Julle ouens wat gym en draf. Jesus sê, sterf aan jouself. Sterf aan jouself. Sterf aan jouself. Hou op om tussen mense en by jou familie dat dit gaan oor me en myself. Dat ek myself moet bou. Ek moet minder trots wees. Minder selfverdediging, minder behoefte aan erkenning. Dis nie ek. Meer van Jesus in my woorde, in my houding en in my reaksies. Meer van Jesus. Ek sal nooit vergeet nie. Julle moet oppas wat jy bid. Daai jaar wat Angus Bak in die hartaanval gehad het in Natal. Wie was almal daar? Dit bid is. Ek het in Queenstown gebly daai tyd en 'n klomp van ons pelle is so toe. En ons gebed daai tyd was gewees, Here, meer van U en minder van hom Angus. Elke keer as ons by mekaar kom en ons bid vir Mighty Men, Here, meer van U en minder van hom Angus. En Saterdagmiddag toe kry hom Angus daai hartaanval, onthou jy? En Saterdag aand staan ons, hoeveel was ons? 500,000 mans daai jaar. Staan 500,000 mans, praise and worship, en daar so 'n druzzle wat val die aand. En ons staan en ons bring die eer aan die Here. Te midde van dat hom Angus nie daar is nie, dat hy 'n hartaanval gehad het, gaan dit oor Jesus, nie oor Angus Bak. Ek is baie lief vir hom Angus, maar hoor my hart. Dit gaan nie oor hom Angus nie. Dit gaan nie om Henny, of om Renier, of oor my, of oor Darryl nie. Dit gaan oor die Here. En oor hom alleen. Amen. En ek wil iets sê in dit, en vergewe my asseblief. Ek weet dis mense wat hier sit. Wat as hulle hoor Darryl preek, dan sug hulle en dan wil hulle uit. Want hy's Engels. Ek weet dis mense wat uitloop as ek preek. Ek weet dit. Maar dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor die Here. Dit gaan om te kom hoor wat hy sê. Vir jou. Amen. Wat my betref, hoef ek nie eers te... Julle kan net luister na 'n rekording. Ek hoef nie eers hier te staan. Maar dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor die Here. Minder van my en meer van Jesus. Amen. Verstaan jy? Is jy oop oor dit? Vers 31. Hy wat van bo af kom, is bo almal. Hy wat van die aarde is, hoort by die aarde en praat die taal van die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en tog aanvaar niemand sy getuienis. Wie sy getuienis aanvaar het daardeur bevestig dat God geloofwaardig is. Vers 34. God het hom immers gestuur en hy spreek die woorde van God. Want God gee hom sy gees sonder enige beperkings. God het hom immers gestuur en hy spreek die woorde van God. Jesus praat nie opinies nie. Wat hy gesê het was nie sy opinie. Of hy praat wat hy van God gehoor het. Hy praat wat God vir hom gesê het. As Jesus meer word in my lewe, as hy meer word en minder van my, verander my woorde en verander my denke. Want dis nie wat ek dink nie.
Dis nie my opinie nie. Dis wat die Here gesê het. Waarom is jou hart vol en jou gedagtes vol? Ken jy vir Jesus of weet jy van hom? Hoeveel tyd spandeer jy met die Here? Is jou hart vol van jouself of is dit vol van die Here? Spreek jy lewe of spreek jy opinies? Jy sien, ons moet soos Johannes word, of soos Johannes wees. Here, minder van myself, minder opinies. Ek is 31 jaar in hierdie bedryf, waarin ek is nie lewenshawe bedryf, ek werk met boere. As min wat jy my kan vertel van lewenshawe bemarking, min. Ek dink ek weet redelik baie. En ek dink ek ken redelik baie mense. Maar die Here kan dit wat ek weet van lewenshawe bemarking in 'n oogwink werk. As dit nie gaan oor hom nie. As ek lewenshawe bemarking doen om myself te vergroot, sodat meer en meer mense my kan bel en sê, luister, ek wil met Dirk Odendaal besigheid doen. Want hy weet wat in die game aangaan. Dan moet ek vandag ophou met dit. As mense my bel en sê, ek wil met Dirk Odendaal besigheid doen, want hy is lief vir die Here. Hy ken die Here. En hy gaan my bemarking op 'n eerlike manier doen. Dan kry die Here die eer daarvoor nie. Want dis waaroor dit gaan. Ons spreek nie opinies. Ons spreek die waarheid. Die waarheid. Wat is die waarheid? Hulle het vir Jesus gevra toe hulle hom wou kruisig, toe vra hulle vir hom, wat is die waarheid? Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Jesus is die waarheid. Verstaan ons dit? Vers 35. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Hy het alles in sy hand gegee. Jy sien, Jesus is nie deel van die plan nie. Hy is nie deel van God se plan nie. Jesus is die plan. Jesus is die middelpunt. Dit gaan oor hom en oor hom alleen. Nou as Jesus alles het, dan moet ons nou alles in my lewe hê. Alles in my lewe hê. Wat is daar in jou lewe vanoggend wat Jesus nie het? Wat is daar in jou lewe wat jy vir jouself hou? Wat jy nie met hom vir hom gee? Ons het nodig om alles vir hom te gee. My hele lewe, my huwelik, my kinders, my vriende, my familie, my werk, my siekte toestand, wat by my werk gebeur, alles. As jy gaan kyk in enige vertaling van 'n woordeboek, alles beteken, julle verstaan. Ek dink die ouens in Dispatch sukkel nog om dit te verstaan. Maar los dit vir 'n uur om te sê, ek gaan dit sê. Hy moet alles hê. Alles. Wil jy nie dan 'n besluit neem vandag om vir hom alles te gee? Alles. Moet niks terug. Niks. Ek dan moet loop gewaai planke weer krag. My jongste dogter vlieg oor 2 weke Amerika toe vir 'n jaar. Dis nie lekker nie. Dis nie vir my aangenaam nie. Dis nie lekker nie. Maar ek weet, sy is vir my geleer, vir 'n kort tyd.
En sy moet nou haar vlerke sprei. En dit kan ek getuig van haar, sy is lief vir die Here. Sy is nie skaam daaroor nie. Sy is in sy beskerming, sy is in sy hand. Sy weggespreek. Ek weet, ek gaan die meeste huil oor haar. Maar sy moet gaan, want sy is in God saam. Sy is in God saam. Ons moet gee alles weg. Sy is nie myne nie. Sy is net vir my gewees. En ek weet die Here gaan haar kragtadig in Amerika gebruik, by die gesin waar sy gaan wees, in die omgewing waar sy betrokke gaan raak. Die jy moet net terugkom. Johannes 6:36. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Hierdie is baie ernstig. Johannes sluit af van hierdie hoofstuk met 'n baie ernstige ding. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Jy sien, dit gaan nie oor wat jy doen nie. Jou bediening, jou werk. Dit gaan oor die ewige lewe. Het jy die ewige lewe? Daar's nie 'n middelgrond nie. Hoor nou vir my mooi. Daar is nie 'n middelgrond. In Openbaring sê daar's nie lou nie. Was julle maar koud of was julle maar warm, maar nou is julle lou. Daar's nie 'n middelgrond nie. Daar's nie 'n middelgrond nie. Jy kan nie 'n bietjie vir jouself hou en die res vir Jesus gee nie. Jy moet alles vir hom gee. Want dit gaan oor die ewige lewe. Verstaan jy dit? Sien jy dit? Die vraag is nie hoe groot is my werk, hoe groot is ek nie. Hoe groot is my bediening nie. Die vraag is, hoe groot is Jesus in my lewe? Hoe groot is Jesus in jou lewe? Is alles vir hom? Of hou jy nog 'n bietjie terug? Johannes het gesê, ek raak minder, ek moet minder raak. En weet jy wat is ironies? Dit het hom groter gemaak in God se oë. Dit het hom groter gemaak in God se oë. Minder van myself en meer van Jesus. Beleef jy dat jy meer van die Here kry? Hoe meer ek van myself weggee, hoe meer ek van myself oorgee en my dinge en my geite, hoe meer maak Jesus homself van my openbaar. Hoe meer gee hy wil alles vir jou gee. Die Here wil alles vir jou gee. Hoeveel laat jy hom toe om vir jou te gee? Hoeveel laat jy hom toe? Hoe skyn jou lig? Ek het in die week vir die eerste keer gelees oor die maan. Jy weet, die maan skyn nie lig nie, né? Die lig wat op die maan is of wat hy uitstraal, kry hy van die son af. Hoe meer hy homself, hoe meer die aarde skuif in tussen die son en die maan, né? So hoe meer van die maan sigbaar raak aan die son, hoe meer skyn hy. Wat is daar tussen jou en Jesus? Wat veroorsaak dat jy nie skyn? Wat is daar tussen jou en Jesus? Wat verhoed dat jy nie skyn vir Jesus? Gee jou kansie om te dink. Loop. Gee jou kans om te dink daaroor. Daar stap jy na 'n man in 'n vertrek in.
Stap jy na 'n man in 'n vertrek in. En daar's net 'n speelkas en 'n rots in die vertrek. En hy stap met 'n flits in hierdie donker vertrek in en hy skyn op die rots. Kom ons noem dit nou maar steenkool. En niks gebeur nie. Want daai stuk steenkool reflekteer nie die rots, nie die lig van die flits terug. Niks gebeur. En die man skyn met daai flits op die spieël. En die hele vertrek verlig. Die hele vertrek verlig. Hoeveel van Jesus skyn in jou? Hoeveel laat jy vir die Here toe om in jou te skyn en om deur jou te skyn? Hoeveel? Want jy sien, jy moet minder raak en hy moet meer word. Wat verhoed dat die Here in jou lewe skyn? Wat hou jou terug? Wat hou jou terug? Familiegeskiedenis. Ek is nou maar 'n oornaal, soos ek gebore, so is ek. Moenie kom lolle. Wat hou jou terug? Hoekom is die Here nog nie in volle beheer in jou lewe nie? Is daar iets wat ek 'n bietjie wil terughou? Ek kan dit nie meer sien. Trots. Trots. Here, breek die trots in my af. Maak my minder en U meer. Beheer. Ek is nogal so ou vir dit. Ek hou daarvan om beheer te hê. Maak soos ek sê, wanneer ek dit sê. Ek hou daarvan om die wens te organiseer. Ek hou daarvan om veiligheid te reël. Ek hou daarvan om in beheer te wees. As daar nou iets is wat ek 'n kiek uitkry, is om in beheer te wees. Want dan het ek beheer. Nie die Here. Dankie Here, ek is verlos van dit. Want ek is in 'n bedryf waar ons 'n klomp ou manne is. En die dag as ons wegval, dan wie gaan oorvat? En ek moes daai besluit vir die Here oorgee. Ek is in 'n proses om jong manne op te lei. Om jong manne te help in hierdie bedryf. Want ek gaan nie vir ewig daar wees. Ons het nodig dat dit minder van myself word. Meer van ander. Meer van ander. By hoeveel mense is ons betrokke in ons lewens? Om hulle te help. By hoeveel mense is ons betrokke om voor te bid? By hoeveel mense bid ons? By hoeveel mense kom jy uit om hulle te vertel van die Here? By hoeveel mense kom jy uit wat minder is as jy? Wanneer laas het jy by 'n boemelaar in die straat sommer net gaan sit om sy storie te hoor? Al ryk hy nie so lekker nie. Al lyk hy nie so goed nie. Het jy dit al gedoen? Of gaan dit oor my? Gaan dit oor my? Ek is nie daai tipe mens. My ma het altyd gesê, Boeta, dis nou maar week, dis moet my nie verander nie. As ek so groot geword. Ek het laas ook hier gestaan en gesê, jy is nie te oud of te jong om deur die Here gebruik te verander. Jy moet sterf aan jouself. Want dit gaan nie oor jou. Dit gaan nie oor my. Wil jy nie vandag al besluit nie? Om minder aan jouself te wees. Meer van die Here. Is jy soos die klip? Soos die steenkool? Of is jy soos die spieël? As mense vandag iets oor jou moet sê,
Wat gaan hulle sê? As ek gemerk aan liefde? As ek gemerk aan liefde, is ek soos 'n spieël, dat die Here deur my kan skyn en ek reflekteer sy liefde, en sy genade en sy vrede uit, na almal rondom my. Almal rondom my. Nie net na sekere mense nie. En kyk as daai torch op daai spieël skyn, dan verlig hy die hele vertrek. As jy net 'n gedeelte. Hy verlig die hele vertrek. Nikodemus het verstaan. Paulus het verstaan. En hulle oë was oop. As jou oë oop vanoggend, verstaan jy vanoggend. Here, my gebed is dat ons ontvanklik sal wees vir u woord, vir u lig. En dat ons nie lig sal gaan soek by dinge in die wêreld en by ander mense in die wêreld. Here, dis my gebed vanoggend. Dat soos ons hier sit, Heilige Gees werk in elkeen se hart en sy gedagtes. Here, en hier het al so baie met ons gepraat, ons gedagtes moet gerig wees op die dinge daarbo. Nie hier op die aarde nie. En dis in die skrif ook, Here. Reneer dit in die skrif uit aangehaal. Here, minder van myself en meer van U. Maak my leeg, Here. Maak my leeg dat as U lig in my en deur my skyn, dat dit sal verhelder na almal toe. Na almal toe, Here. Maak my leeg, Here. Maak my gedagtes leeg en maak dit vol van U. Vol van U. Here, daar is soveel dinge daar buite wat ons pla, wat ons hinder. Laat dit nie so wees nie. Want my God is groter as dit. Het is lekker om hier by die see te sit, Here, en na die see te kyk, hoe perfek U dit gemaak het, en om te weet, my God het op water gedoen. Hy het hierdie see in die helfte gesplit. Hy het 'n pad gemaak in die see. Die Here maak 'n pad in jou lewe om dinge te oorwin. Here, help ons daarmee. Met ons eie kan ons dit nie doen. Ons het U nodig. U en my en ek en U. Sodat ek kan vrug dra wat vir U aanneemlik is. Ek kan niks sonder U doen. Absoluut niks sonder U. Dis my gebed, Here. Dis my gebed. Hoor die versigtiging in my stem vanoggend. As ek dit bid vir my boeties en my sissies en vir myself wat in hierdie gebou is. Here, want hierdie is nie die kerk nie. Elkeen van ons is die kerk. En elkeen van ons het nodig om alles oral met Jesus te vul. Geaktiveer in gesin, gemeente en in gemeenskap. Gebruik ons, Here, en begin by my. Maar maak my leeg en vul my met U, Here. Vul my met U. Amen. Amen. As hier iemand is wat gebed nodig het, wat wil oorgee, wat wil leeg gemaak word, hier gaan mense wees hierso, hè? Kom asseblief vorentoe. Moenie vandag hier uitstap. Moenie vandag hier uitstap met trots in jou. Met jou eie wil. Met die wete, dis hoe ek dinge doen. As jy vandag daai regte diep binne behoefte het om deur God gebruik te word, om volgemaak te word met sy teenwoordigheid, om alles oral met sy teenwoordigheid te vul, moet asseblief nie hier uit toe. Kom vorentoe,
ons vir jou kan bid. Asseblief. So kom ons staan en ons preek die seën. Doen net wat jy wil. Die Here seën jou. Deur in jou 'n reine hand te skep. Die Here seën jou deur jou gees te vernuwe. En die Here seën jou om jou standvastig te maak in sy woord, sy liefde, in sy wil, in sy genade. Gaan en vul alles oral in sy teenwoordigheid. Amen.